Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag uit God se woord. In Jesaja 52 vers 2 staan daar: Staan op, o Jerusalem, staan op, maak die tou los om julle nekke, julle wat gevangenes is, Sion. Nou, hoekom begin ek nou hierdie boodskap met hierdie vers? Kind van God, daar's so baie mense wat deesdae leef met 'n tou om hulle nekke. En jy gaan dit nie kan sien nie, want dit is 'n geestelike tou. Daai tou is dinge wat in jou verlede gebeur het, dinge wat jou seer gemaak het, dinge wat mense aan jou gedoen het. Onvergifnis is 'n baie sterk tou. En as ons nou so praat van die tou, laat dit my verskriklik dink aan 'n leiband. 'n Hond wat altyd vasgemaak is aan 'n leiband. Nou ons weet wanneer 'n hond vasgemaak is aan 'n leiband, hy het 'n beperkte spasie wat hy kan beweeg. Wanneer hy en sy eienaar gaan stap, dan is hy vas aan die leiband, andersins gaan hy mos sy eie koers kies. So daai leiband is 'n koneksie tussen hom en sy eienaar. En dit laat my so dink aan hierdie tou om ons nekke. Kind van God, hoeveel keer is daar nie 'n tou om ons nek, wat 'n koneksie is tussen dit wat was nie. Ons sukkel om uit gister te beweeg, my boetie en sissa. Ons sukkel om die spasie wat voor ons is, voluit te benut. Hoekom? Want ons het daai tou om ons nek, soos 'n leiband. Ons word vasgehou deur gister. Gister wil ons nie laat vorentoe gaan nie. Dit is, soos ek genoem het, onvergifnis kan wees. Dit kan dinge wat gebeur het, 'n situasie wat jy gehad het, omstandighede wat jou so beïnvloed het, my boetie en sissa, dat jy nou op die oomblik hierdie leiband, jy is so gewoond aan hierdie leiband, jy kan nie eens meer sonder hierdie leiband nie. Dit is ook wanneer 'n hond te lank aan 'n leiband is. Hy is so gewoond aan daai leiband dat hy amper nie eens kan beweeg sonder daai leiband nie. Dit is vir hom, hy ken dit nie, hy verstaan dit nie, want hy is so gewoond aan daai leiband. En dis presies so met ons ook, my boetie en sissa. Ons is so gewoond om vas te hou en om vas te staan in gister, dat ons nie meer vorentoe kan beweeg nie. En hier word daar vir ons gesê, staan op, skud die stof af. En dis wat ons moet doen. Kind van God, ons moet opstaan. Ons moet hierdie tou wat om ons nekke vas is, moet ons losmaak. Ons moet hom losruk. En jy gaan vir my vra, hoe doen ek dit, hierdie tou is so styf? My boetie en sissa, wanneer jy die krag van die Here in jou het, wanneer God in jou lewe instap, kan ek nou vir jou sê, kan geen ketting, geen tou kan staande bly, wanneer die vuur van die Gees daai toue verbrand nie, wanneer die kettinge afval, soos wat met Petrus gebeur het, in die tronk, toe die engel hom kom bevry het, die boeie het losgegaan. So dit sê vir my boetie en sissa, wanneer God in jou lewe gaan instap, wanneer jy vir hom gaan vra, Here, help my om van hierdie tou ontslae te raak, want ek kan nie meer so aangaan nie, kan ek nou vir jou sê, met een aanraking, kan daai tou afval. Gaan die merke nog daar sit? Ja, my boetie en sissa, ongelukkig. Dis nie net van die tou val af en nou is jy vry nie. Jy is vry, maar jy gaan sukkel om vorentoe te gaan, sonder die hand van die Here, want hoekom? Jy is so gewoond aan daai tou wat om jou nek is, en al hoe jy kan vorentoe beweeg, is as jy God gaan toelaat, om saam met jou vorentoe te beweeg, om jou te vat by jou hand, en jou te lei, en vir jou te wys, daar's 'n wêreld voor jou, as die wêreld wat agter jou was, wat jou so wou vashou. My boetie en sissa, ek kan vir ure hieroor praat, want dit is 'n onderwerp wat ek dink baie van ons meer rondloop in ons harte, wat ons so vasgevang is, en so gewoond is aan wat was, waar daar vir ons 'n lewe in oorvloed voorlê, waar daar vir ons 'n pad is wat oop is, maar ons laat toe, dat die tou van wat vandag en gister, of nee, wat jou en gister aan mekaar connect, nog steeds vashou, en dis iets wat moet breek. So ek gaan nou vir jou bid. Vader, ek bid vir my boetie en sissa, ek weet daar's baie van hulle, en sluit dit myself ook, Here,
dat ons so gewoond is aan die toue wat ons vashou aan gister. Vader, ek bid, Heilige Gees, kom tree in Jesus naam. Ek bid dat die vuur van die Gees hierdie toue sal losbrand in die naam van Jesus. Ek bid, liewe Here, dat die kosbare bloed, die merke wat hierdie tou los, sal kom skoon was, sal kom was, sodat dit stuk vir stuk vir stuk kan verdwyn, en dat ons kan loskom van gister, en dat ons kan vorentoe beweeg, voluit leef, in die naam van Jesus Christus, asseblief Here. Dankie Vader, aan die alle eer, lof en heerlikheid is dit my gebed vir elke boetie en sissa. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê en baie sterkte vir die week wat voor lê. Kyk asseblief mooi na julleself en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre vir julle weer 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal, bye bye.